Elkeen van ons was al ergens in ons lewens op 'n punt waar ons besef dat iets is weg, iets ontbreek. Daardie vuur, daardie entoesiasme, daardie opgewondenheid om God te dien. Dis nie meer wat dit was nie, of dis nie meer wat dit veronderstel is om te wees nie. En die ergste is dat jy weet ook, dit het nie net oornag gebeur nie, maar dit was waarskynlik 'n stadige sloop van of gemaksig of moegheid, bekommernis en selfs seer. Maar ergens op 'n dag kyk jy in die spieël en jy wonder, waar is die mens wat eens met sy hele hart vir God geleef het? Dis waar Dawid hom bevind het na sy sonde met Batseba, wat ons laasweek van gepraat het. Die man wat eens 'n reus met 'n klip verslaan het nou ergens op die paleis se dak rondgeloop, verveeld, ver van sy roeping en gevang in hierdie web van gemak en sy eie belangrikheid. Sy hart het van God af weggedwaal, soos wat hy minder en minder tyd in God se teenwoordigheid spandeer het. In sy entoesiasme het afgeneem, want sy entheos het afgeneem. Maar Dawid het iets gedoen wat ek dink ons almal uit kan leer. Hy het teruggedraai na God. In Psalm 51 lees ons 'n berouvolle hart, waar hy die Here vra vanaf vers 11, sluit u oë vir my sonde en al my sondeskuld. Wis dit uit. Skep 'n rein hart vir my, o God, vernuwe 'n bestendige gees binne my. Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie. Moet nie u Heilige Gees van my al wegneem nie. Laat my weer die vreugde oor u verlossing ervaar en laat 'n gewillige gees my ondersteun. Die 83 vertaling sê, laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dawid verstaan dat as hy sy passie vir God wil terugkry, dan moet hy 3 dinge doen. Nommer 1, hy moet onverskoning vra. Dawid het nie gesê, ag ek voel sleg oor wat ek gedoen het en dit was 'n fout nie. Nee, hy het sy hart voor God oopgemaak en erken, ek was verkeerd. Hy het gesnap dat 'n verhouding met God, soos enige ander verhouding, herstel kort. Dit begin met 'n opregte hart wat sê, Here, ek het u verwaarloos. Ek het toegelaat dat ander dinge belangriker vir my word as u. Vergewe my. Tweede ding wat Dawid doen is hy vra vir 'n nuwe hart. Dawid weet dat oppervlakkige veranderinge gaan nie help nie. Hy vra nie dat God hom 'n tweede kans moet gee nie. Hy vra dat God iets nuuts in hom moet skep. 'n rein hart, 'n standvastige gees, want ware entoesiasme vir God begin nie by beter dissipline of nuwe planne of idees nie. Dit begin by 'n hart wat weer opnuut brand met liefde vir die Here. En die derde ding wat Dawid doen is hy herontdek vreugde. Dawid bid, gee my weer die vreugde van u redding. Dit sê vir ons iets belangriks. Entoesiasme is nie net 'n plig of 'n opdrag nie, maar dit is vreugde. Dit is om wakker te word met 'n verwagting dat hy besig is om iets te doen in ons lewens. Dit is om hom te dien in die klein oomblikke en in die groot oomblikke van elke dag. Dis om sy teenwoordigheid meer werklik te maak as jou bekommernisse. En dan laastens sê Dawid in vers 15, ek wil oortreders u paaie leer, dat sondaars na u kan terugkeer. Dis hoe jy weet sy entoesiasme is weer terug, wanneer dit nie meer oor homself gaan of vir homself gaan nie, wanneer hy hierdie goeie nuus nie meer vir homself kan hou nie. Miskien voel jy nou soos Dawid daar ergens op 'n dak, miskien is jou entoesiasme vir God so 'n bietjie vervaag, maar dit hoef nie daar te eindig nie. Hy is steeds met jou, hy nooi jou nog steeds terug, en as dit voel asof dit moeilik is vir jou om na hom toe terug te gaan, of jy weet nie regtig waar om te begin nie, dan gaan en maak 'n lys van alles wat jou vreugde gesteel het. Moegheid, bekommernis, eksamens, sondes, werk, seer, vergaderings wat e-mails kon wees, wat ook al dit is. Maak die lys en lees dit vir God. Sê vir hom, Vader, u is meer werd as al hierdie. Ek vertrou op u. U is die goeie in my lewe. Wys my hoe om elke dag hierdeur saam met u te stap. Hoe kan ek minder word, dat u belangriker kan word? God is nie klaar met jou nie, lank nie klaar met jou nie. Die vuur kan weer brand, die entoesiasme kan weer terugkeer, as jy terugkeer en theos, en tyd saam met God spandeer. Jy moet net besluit, of wil jy dit terug hê? Tot 'n volgende keer.